Goeiemiddag, ek gesels vandag so 'n bietjie met Dr. Teens Elof, die Mos Inisiatief se voorsitter. Hy gaan ongelukkig nie donderdag aand die 6de Augustus saam met ons in Beaufort West kan wees nie, so ek het dit goed gedink om so 'n bietjie sy gedagtes ook te kry om met julle te kan deel. Teens, lekker om saam met jou 'n bietjie te kuier. Ek wil sommer by die heel begin, voor ek nog aangestel is, waar kom ons vandaan? Kijk, ons het al van 2015 nou besef dat die Afrikaanse onderwysstelsel, openbare stelsel is onder druk. En toe die Trust vir Afrikaanse Onderwys besluit, ons moet, terwyl ons openbare Afrikaanse skole volhou en goed hou, moet ons ook na onafhanklike onderwys kyk. En in 2019 is dat toe Saadkapitaal bewillig. En gesê, kom ons kyk na, terwyl ons die een doen ons die ander nie nawerk nie, terwyl openbare skole goed gehou moet ons op onafhanklike skole en wat bekostigbaar is, en wat toeganklik is, helpvol is. Oké, en toen, ek dink dit was 1 Julie 2019, toe sit julle my in die werk en sê, gaan doen dit. Ek wil jou sommer vra, sonder dat jy voorbereid is vir die, wat is die eerste ding wat ons op die eerste raadsvergadering, wat ek julle gevra het om te doen? Kan jy onthou? Ja, ek kan nie. Herinner my. Ek het julle gevra om die besigheidsplan op te skeer. O ja, dit kan ek wel goed onthou. Ja. Wat natuurlik waar is, want ons moes 'n plan hê om te sê, ons gee die saadkapitaal. Maar ons moes ook die nuwe uitvoerende wat toe nog nie aangestel is nie, kans gee om die ding self te deploy en ons het dit aanvaar nadat jy dit 'n bietjie verander het. Ja, so toe het ek by die volgende direksievergadering vir julle 'n enkel skyfie as die besigheidsplan voorgehou. Dit is so 3 sirkels as jy reg kan wat oor mekaar vleuel. Die eerste sirkeltjie was maar bestaande skole oorkoop om 'n netwerk te vorm, en die tweede sirkeltjie was 'n navorsingsbeen, en in die derde sirkeltjie het ek op baie stadium die nuwe 4de Nywerheidsrevolusie skool gedoop, wat ons nou noem die leerskool. Ja. Kan jy onthou, so dit was die seker Augustus, September omtrent 2019, wat was ons gedagte met daai leerskoolmodel daar? Kyk, ons het besef dat om 'n internasionale skole te bou, soos wat openbare hoërskole is, ontsaglik groot. Ek dink ons het net daai tyd geraam dat dit so R100 miljoen per skool sou kos om gange en sale in 'n groot klaskamers te doen. So ons het en baie onderwysers gehad. So ons het gedink ons moet spaar op 3 goed. Ons moet spaar op ruimte, ons moet dus groot ruimtes bou waar kinders kan sit soos hulle vandag sit. En ons moet minder onderwysers hê as wat nodig is in die tradisionele klas. En ons moet tegnologie gebruik. Ons moet leer gebruik, selfgerigte devices. Dit is die ding. Okay, en toe, ek is baie trots op daai skyfie wat vandag nog weer is van ons strategie, maar toe ons nou die Mos leerstelsels soos ons vandag ken kom voorlê en sê dis nou die tegnologie wat ons gaan gebruik binne in die skole. Kan jy onthou wat was ons wat was my verkoopspraatjies gewees aan julle as direksie rondom daardie leerstelsel? Nou, ek kan nie in soveel woorde onthou nie, maar ek vermoed dat dit was dat as mens so 'n stelsel het, kan jy hom oral gebruik. Jy het nie geboue van beton nodig. En so wat jy net ruimte kan gebruik. Jy sou kon, as jy 'n goeie kurrikulum het, sou jy met baie minder onderwysers kan klaarkom. En jy sou ook afstand meer baie goed kan. En was franchise model of wat is die konsessie model deel van? Konsessie model was deel daarvan. Nie soseer vir groot skole nie. Kyk, een van die redes is wat ek gedink het, dan moet so iets wees, is dat baie van die plattelandse skole loop leeg. Vanweë verseeming. Afrikaanse mense trek dorp of stad toe. En van daai skole word al kleiner en kleiner en hulle gaan tot niet. So hulle kry ander taal by. So dit was nog altyd my sien dat ons eerste skool moet eintlik in die platteland wees. En dan is die konsessie model met 'n klein skool met hierdie tegnologie natuurlik die antwoord. Ja. Okay, en toe slaan 2020 ons almal weet wat daar gebeur het. Maar toe kry ons die geleentheid om hierdie ding te ontwikkel. Want ons was in 2019 'n droom. En toe het ons ewe skielik nêrens in om te gaan en baie tyd en toe kon ons hom ontwikkel. En toe kan jy onthou hoe want ek weet jou uitgangspunt was nog altyd
dis gesond sosiaal vir kinders om in 'n fisiese skool te wees met maatjies en speel en sport ensovoorts. Op watter punt het jy oopgeraak vir die idee dat ons nou hierdie ding wat ons eintlik gebou het vir skole ook in die tuiskoolmark wil sit? Wel, ek dink toe ons in COVID gesien het dat die skole so kwesbaar is, spesifieke skole. Ons het onderwysers gebruik om die hele, sodat ons nou die borrelstelsel te kan gebruik met goeie leerstof en kurrikula. En toe ons besef maar dis 'n geleentheid om dit nie net in 'n fisiese skool te doen, maar ook in 'n aanlyn skool of 'n tuiskool. Ek dink ons is net na COVID dat ons daai besef gekry, nadat natuurlik die hele wat ons maar in die borrelstelsel ontwikkel. Ja, en so eintlik hierdie is nie net vir Karos en viervliegie kykers nie, maar ook vir enigiemand wat ons wêreldwyd gebruik. Eintlik is die realiteit ons wêreldwyd is 'n byproduk tot wat ons aanvanklike strategie was. Nie 'n slegte produk nie, net dit was nie ons, dis toevallig oor ons pad gekom. Okay, nou hardloop ons 'n bietjie vorentoe in 2021 kry ek 'n geleentheid om in Beaufort West te gaan 'n draai maak en vir Selma Louise by Viervliegie Akademie te ontmoet, soos ek maar doen. Ek ry van skool tot skool wat privaat skole is om vir geleenthede te kyk. En natuurlik was my uitgangspunt om Viervliegie te koop. En daar verkoop sy aan my die droom van onderwys in die Karoo en hoe ons 'n aandeel daarin kan hê of kan 'n deel van die suksesprentjie kan wees. En toe begin ons Karos Akademie vroeg in 2021 het my datums as 'n hoërskool. Maar toe kom Viervliegie eers in 2022 in die prentjie. Het jy enige Kyk, my herinnering was dat ons dit was eintlik aangesluit by my oorspronklike idee van die nood in die plattelandse areas, in die Karoo eintlik, so plan. En baie van daai, veral boere, maar ook mense in die dorp, se kinders moet ver ry na ander hoërskole. So ons het 'n geleentheid daar gesien om te begin om daai kinders daar aan omgewing te hou. Maar ons het ook gesê maar ons moet 'n voedingsbron. Ons praat altyd in ons omgewing van die hele pipeline van Afrikaanse onderwys. So dit was vir ons baie belangrik om of as ons dan nie Viervliegie kon koop om belang daaraan te kry, sodat die twee skole kan saamwerk as 'n kleuter- en laerskool en dan uiteindelik hoërskool. Ja, so saamwerk is die sleutel. Dis hoekom die direksie gedink het die 20% aandeel is 'n goeie. En natuurlik die voorsiening dat ons later 'n groter aandeel sou kry. Ja, en dat in die verdere 10% opsie. Miskien net van 'n korporatiewe beheer of 'n regeerkunde, corporate governance, nie van die Engelse woord, die Afrikaanse woord, die korporatiewe beheer, die corporate governance perspektief. Hoe sien jy 'n minderheidsbelang soos 'n 20% of 'n 30% belang in 'n Viervliegie? Dis nie ons enigste skool wat ons 'n minderheidsbelang het nie. Hoe sien jy dit van 'n voorsitter van die direksie? Kyk, in die hele noem maar die korporatiewe wêreld is 'n 10% belang eintlik onbenullig. Ja. Dis wanneer mense 15, 20 en oor 30% belang kry wat jy regtig gedra het. Jy sê in Engels dan skin of game. So ek dink 20% was die eerste goeie stap, maar die opsie wat ons in die kontrak gehad het dat ons wanneer daar sekere wins gemaak word, ons dan net die aanbod kan maak en dit nie geweier kan word vir die 30%. Dit beteken mense het 'n wesenlike belang in 'n maatskappy hoe as op die management effek te wees. As 'n aandeelhouer 30% oorskry of 30% oorskry, dan het jy die reg om 'n lid op daai direksie aan te stel. Nie almal doen dit nie, maar jy het die reg. So daar's 'n groot verskil tussen 10%, 20% en natuurlik 30%. Okay, en van 'n dag tot dag bestuur, nie net in ons groep nie, maar ook in enige ander groepe, hoe sal jy van 'n direksieperspektief af sien hoe 'n direksie die dag tot dag bestuur beïnvloed in 'n maatskappy wat hulle 30% belang het? En ek sou sê mense moet kyk natuurlik, jy het ingekoop want jy het saamgestem met die rigting en die waardes van die maatskappy. Dit moet dieselfde bly. En in hierdie geval was dit 'n voedingsbron vir Karos Akademie. So dit is iets wat verander kan word. Ek sou dink dat
jy moet finansiële jaarstate kry, dan moet gerapporteer word. Ek bedoel by in die korporatiewe wêreld het mens gewoonlik 'n algemene jaarvergadering waar die aandeelhouers is, maar baie byvoorbeeld by Astral in die Noordmaatskappy praat ons met die grootste aandeelhouers voor die AGM, voor die algemene jaarvergadering en vra van hulle probleme, ons praat oor vergoeding en so. So daai noue kontak, wederzijdse kommunikasie en natuurlik ten minste finansiële jaarverslag. Okay, so eintlik geen verwagting van voedselvlak besluitneming van hierdie instel die aanlyn of baie Ek sou dink die goeie skeiding tussen korporatiewe bestuur wat eintlik wat ook nie so goed is nie, en bestuur is dat dit sake is wat by die bestuurder lê, behalwe natuurlik die bestuurder self. Want gewoonlik stel 'n maatskappy se direksie die uitvoerende van. Ja. So dis die beheer wat mens kan uitvoer. Okay, so en ons, en dis ten minste my perspektief, ons as 'n groep het nie enige gedagtes om van bo af seker goed af te druk op ons filiale, of dit nou 100% besit word of dit nou 20% besit word. Ons wil die beste uit mense uitput. Ek dink die direksie van ons sal 'n probleem hê as ons begin ons gewag en dinge doen. Ek dink in hierdie geval by Wes is dit baie duidelik 'n laerskool, 'n kleuterskool en laerskool wat 'n voeding by ons vir die hoërskool en dit gee vir daai omgewing. So die hele onderwyspyplyn. Jy het genoem dat die opsie wat ons onlangs uitgeoefen het nie 'n opsie is wat die verkoper keuse oor gehad het. Dit is 'n opsie wat ons 2 jaar terug bekom het en ons kon uitvoer sonder dat dit gestop kan word. Daarop is daar in die laaste paar dae op sosiale media aantuigings gemaak dat dit 'n leen is. Ek wil nou nie op daai ingaan nie. Ek wil meer ingaan om te sê as besluitneming leier van die besluitnemingsproses aan die Mos-inisiatief se kant, hoe meet jy so 'n besluit in die waardes? Ubuntu byvoorbeeld, hoe sien jy daai besluit om nou nog 10% te koop in vuurvlieggies deur die bril van Ubuntu? Ek dink ons waardes laat toe dat ons wil en moet uitbrei, dat is ons missie in die Afrikaanse onderneming wat stel. So dit is in lyn met ons waardes. Ons sal dus nie iets doen agteraf of agterbaks om dit te verbreek. Die feit is dat die moontlikheid van 'n opsie is in 'n kontrak baie jaar gelede al gesluit en ons het dit uitgeoefen. Ons het dit openlik uitgeoefen, ons het die geld oorbetaal. Ek betreur dat dit as weer beskou word, dit is toch duidelik nie lewens nie. En ons ook nie agterbaks nie. Ek dink ons het volle vertroue in vuurvlieg. Anders is ons nie verder 10% gekoop het. Ja. En ons het vuurvlieg ook nodig as 'n voedingsbron vir kinders. So ek hoop regtig ons kan hierdie sake bylê in 'n goeie gees. Want uiteindelik gaan dit nie oor ek of jy of wie ook al nie, gaan oor die Afrikaners. Absoluut. En as ek vandag net in my perspektief wat elke dag van almal preek oor ons 3 waardes, so dit sal net goed wees ek daaraan. Ons waarde van Ubuntu met byvoorbeeld mense se sterkpunte. Ek dink Ubuntu is naaste liefde, and because you are, dis Mtutu se Engelse vertaling daarvan. En dit sê vir my terug dat ons moet mekaar met liefde en deernis en respek hanteer, en ek dink dit is nog altyd ons beginsel om enige altyd 'n moeilike besluit op so 'n basis te neem. En die tweede ding is daai I am because you are sê hier's 'n groep wat amper die individu trap, as ek dit nou so mooi kan stel. So die groter groep gemeenskap van Beaufort Wes is belangriker as een individu. Dit is belangriker as 100 jaar van nou af nog Afrikaanse onderwys is dat daai pipeline sterk bly vir 100 jaar van nou af. En dan lewenslange leer natuurlik as die skole nie saamwerk nie en hulle kompeteer teen mekaar, gaan daai ekosisteem in mekaar tuimel en te klein om twee kompeterende skole daar te hê. En dan gaan daar nie 'n geleentheid vir leer vir kinders wees nie. En daai kan ons moet daai lewenslange leer beskerm en dan omarm die toekoms is daai visie van 100 jaar, 200 jaar wat ek en jy nie meer hier gaan wees nie. Niemand wat nou om die tafel sit of se kinders nou in een van daai skole is gaan waarskynlik nie wees nie. Maar dan moet daar nog steeds vir hulle nageslag se nageslag daai pipeline wees. So
absoluut. En jy sal onthou ek het vir julle wat baie jonger as ek is gesê ek voel dit Moses met mos. Ek gaan dit net van ver af sien, maar van julle sal dit beleef. Ja, Van julle sal nie ausbeleef nie. So dit is daai toekomsvisie van 100 jaar. absoluut. Nou, baie dankie Teens dat jy met ons gekuier het. Ek dink dit is lekker om ook uit jou perspektief te hoor hoe belangrik is hierdie pipeline van onderwys in Beaufort Wes vir selfs die voorsitter van die Mos-direksie en ja, ek seker jy voel dieselfde, maar ek hoop in 100 of 200 jaar se tyd is daai pipeline nog sterk en aan die gang en Nou by die hele land. ja, nie net soos in Beaufort Wes nie, maar oral in die land. Ja. Dankie.